laat nou in my ateljee, in my virtuele ateljee, Wouter de Vos. Wouter, daar is jy. Daar is jy. Hallo Wouter. Goeiemôre Isak, goeiemôre Nuuspot kykers en luisteraars. Luister hierse maar, hulle sê hulle skinder hier op Nuuspot van jou, hoor. Ek hoor daai ding Isak, maar dis Nee, okay. maar hulle skinder daarom goeie goed. Hulle sê jy's 'n goeie raadslid. As jy iets gedoen wil hê, dan moet jy vir Wouter vra. Maar dit weet ek al van dat ek jou ken. Ja, maar jy sal ook maar ouens kry wat dink ek is huisvriende met Satan, so jy gaan nooit almal se harte kan wen nie. Nee, dit is inderdaad waar, ek het ook al agtergekom. Een ou se engel is die ander ou se duiwel. Net so, en op die einde van die dag kan jy maar net jou bes te doen. Wouter, maar ons gesels vanoggend met jou, nie oor jou werk as DA raadslid nie, maar oor jou besoek aan die ligskou, Weskus ligskou die afgelope naweek en die vliegtuigongeluk wat jy waargeneem het, en jy het nou nog 'n redelike nabye ervaring daarvan gehad. Ek het nogal koue rillings gekry toe ek daai ding gelees het wat jy geskryf het. So wil jy nie gou wegval en vir mense vertel hoe, waar, wat, wanneer het jy gesien Saterdag met die dood van daardie vlieënier nie? Isak, ja, ons was baie vroeg al by die ligskou. Ek is so half 'n lugvaart fanatikus en ek dink ek moet sommer by voorbaat vir die luisteraars om verskoning vra dat daar waarskynlik terwyl ons gesels redelik baie Engelse terme gaan insluip. Dit is maar die terme wat gebruik word in die konteks en jy weet, as 'n mens dit nou probeer vertaal, dan kan dinge redelik vinnig skeefloop. Jy weet, hulle het byvoorbeeld een van die goed wat die vlieëniers moet doen by 'n ligskou is they must keep it tight in the box, wat beteken hulle moet bitter streng binne die beperkte lugruimte bly wat geallokeer is. Nou as 'n mens they must keep it tight in the box direk gaan vertaal, gaan jy dalk in die moeilikheid beland. So ja, ons gaan nou maar ongelukkig 'n paar Engelse terme moet gebruik. Die ligskou het baie laat begin. As gevolg van weeromstandighede. Dit was verskriklik bewolk geweest. Die cloud cover het letterlik eers teen 2 uur gelig tot op 1500 voet, wat die minimum toelaatbare vlak is vir die ligskou om voort te gaan met vliegtye soos die Impala, die Extra 300 en sovoorts. Voor dit het hulle nou maar die skare so goed hulle kan probeer vermaak met die radio flyers en so, wat in sigself baie indrukwekkend is. Maar natuurlik, jy weet, die Impala het daar op die apron gestaan en 'n mens het heeltyd gewag dat die Impala vlieg. Dit sou nou die hoogtepunt van die dag wees. En ja, die Impala het, ek dink so ek dink 9 minute voor 3 het hy opgestyg. Alles het normaal gelyk en hy het met sy roetine begin. Hy het 'n low fly past gedoen bo die aanloopbaan waar vir mense om foto's te neem en so. En hy het na agter die skare beweeg en toe oorgekom. En ek het opgelet, hy's in wat hulle noem dirty configuration, sy landing gear was uit. En hy het gedoen wat lyk so, dit het gelyk soos 'n hesitation roll. Nou, wat dit behels is die vliegtuig begin op normal flight level regop en dan draai die vlieënier 90 grade, laat die vlerke vertikaal afwys grond toe, dan weer 90 grade, laat hy inverted is onderste bo, weer 90, laat die vlerke weer afwys en dan draai hy hom regop en dis met die regop kom met die vliegtuig skielik hoogte verloor en hy het skerp
redelik skerp afgeduik. Nou op daai stadium, 'n mens weet nie wat die aerobatics behels nie. So ek het gedink hy gaan laag af en dan gaan hy optrek. En ongelukkig hy het laag afgegaan oor die aanloopbaan, oor die hangers, en die volgende ding wat jy gesien het is die bolvlamme en die swart rook, en dan jy weet jy kyk dit en jy besef wat het gebeur, en dis eintlik surrealisties en onwerklik. En dan kyk jy in die lug en jy hoop net om 'n valskerm te sien ontplooi dat die vlieënier kon uitskiet. En ongelukkig, soos ons weet in hierdie geval, kon dit nie gebeur nie. Wat dink jy het gebeur, Wouter, uit terme van jou lugvaart kennis, is jy bereid om te bespiegel daaroor? Isak, dis juist die probleem, jy weet, ek is nie 'n lugvaartingenieur nie, ek is net versot op vliegtye en lugvaart. So enige iets wat ek sê, en ek het al met 'n paar mense gepraat, op die ou end, dit sal alles spekulasie wees. En aannames, en ek dink nie dit gaan enigstens die situasie help nie. Dit is 'n ongelooflike tragiese gebeurtenis. Dit is ongelukkig, moet ek bysê, nie die eerste keer dat ek 'n noodlottige ongeluk by 'n lugskou eerstehands beleef nie. In 2009 was ek ook by T-Vos in Bredasdorp toe kaptein Dave Stock met die English Electric Lightning af is, en dit was geweldig traumaties geweest, soos hierdie geval ook. En ja, dit is Jy skryf dat jy so naby was, dat jy die hittegloed gevoel het toe die vliegtuig val, en dat dit vir jou gelyk het asof die ou probeer het om te lyk asof hy geweet het die vliegtuig gaan val en wou keer dat hy in die skare inval. Isak, my vermoede is dat tydens die laaste manoeuvre wat hy gedoen het, daar 'n tegniese probleem gekom het. Wel iets weet ons het verkeerd gegaan, ek meen dit is logies. En op daai stadium het die vlieënier het besef, dink ek, en weer eens, dit is 'n aanname, ek het geen bewyse nie, dit is net my gevoel wat ek gekry het. Hy het besef hier is probleme, en my eerlike opinie is dat hy absoluut alles in sy vermoë gedoen het om daai Impala oor die skare, oor die aanloopbaan en oor die hangers waarin daar ook mense was aan die ander kant van die aanloopbaan te kry en lewensverlies tot 'n minimum te beperk. So in my oë is hy 'n absolute held, want ek dink mense sal nie weet nie, jy weet goed, as daar 'n vlugopnemer op die vliegtuig is, sal daardie data en cockpit comms sal vir jou aanduiding kan gee vir die ondersoekers van burgerlugvaart, maar ek het die idee gekry dat hy absoluut alles in die stryd werk om daai vliegtuig veilig bo-oor almal te kry, en ek dink dat as jy kyk hoe naby aan die hangers hy af is, was daar eenvoudig tussen die punt waar die hangers gekleer het en die punt van impak, was daar nie tyd om uit te skiet nie. Van daar af, van die val af, was dit 'n redelike groot drama waarby jy ook op 'n persoonlike manier betrokke was. Wil jy vir ons net beduie wat gebeur het van daai oomblik van die val af, wat dit alles is wat jy beleef het? Ja, soos ek net nou gesê het, Isak, die eerste reaksie wat 'n mens het, veral omdat ek dit al van tevore beleef het, is die kans dat so iets gaan gebeur by 'n lugskou is so klein. Dat dit eintlik onwerklik is dat 'n mens dink, hier gebeur dit nou vir 'n tweede keer, en dis die tweede keer dat ek daai bol swart rook sien opgaan. So
Ja, maar jy besef onmiddellik wat gebeur het en die oomblik toe ek besef het daar's nie 'n valskerm wat ontplooi nie, het ek onmiddellik geweet hier's nie hoop nie. Ons was, soos ek gesê het, redelik vroeg, wel baie vroeg daar, rondom 6:00 die oggend al om lekker sitplekke te kry. En die plek waar ons gesit het, was reg langs die vuurverkenningsregiment rekkie uitstalling. En langs hulle was die lugmagbasis Langebaanweg se brandweervoertuig. Nou ons het tussen die agterkant van die brandweervoertuig en die spectator fence gesit in daai ongeveer 2 meter spasie. En toe die voorval gebeur, die manne van Langebaanweg, ons het heeldag met hulle gesels, was besig om ook foto's te neem en so van die vertoning wat aan die gang was. En op daai oomblik het ek besef hierdie brandweerwa gaan waarskynlik moet ontplooi en vinnig ontplooi. Die barrierheining wat voor ons was met binddraad vasgemaak en hy was redelik stewig. Nou ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar Carmen sê vir my, sy het net gesien ek gaan vorentoe, want my logika het vir my gesê die vinnigste wat hierdie brandweervoertuig gaan ontplooi is as hy daar agteruit ry om in die aanloopbaan area te kom. En ek het, want hy kan nie vorentoe nie, daar's te veel mense. En ek het op een of ander manier, ek is nie heeltemal seker hoe nie, het ek die heining so half opgelig en gebreek gekry en uit die pad uit, laat die voertuig daar kan deur. In dieselfde tyd het Carmen die stoele en goed uit die pad uit gekry en eie aan haar aard seker gemaak dat al die kinders veilig is en in hulle ouers se sorg, en toe kon die brandweervoertuig daar agteruit ry. En die volgende ding wat ek van die brandweervoertuig onthou is dat ek gesien het hy ry op die taxiway aan die oorkant van die aanloopbaan, en ek het toe besef die beste ding om nou te doen is om die heining weer toe te kry, en want dit terwille van skadebeheer. En toe het ek en nog mense gehelp om die heining weer in posisie te kry. Sal jy daai heining vandag weer kan lig? Ek twyfel. Jy weet Isak, ek dink 'n adrenalien skop in en jy sien die situasie en jy besef jy moet hier doen wat jy kan doen. Ek leef by een van my lewensmotto's is 'n ding wat oud hoofregter Albie Sachs eendag gesê het by 'n praatjie waar ek was. Hy sê you give what you've got to give. En op baie stadium is wat jy kan gee om by te dra om die brandweer so vinnig as moontlik daar te kry. En dan doen jy wat jy kan met wat jy tot jou beskikking het daar waar jy op die oomblik is. Dis Wouter de Vos, hy's 'n DA raadslid daar in Kuilsrivier, maar een van die toeskouers Saterdag by daardie tragiese lugskou ongeluk en wat op 'n baie persoonlike vlak daar betrokke was. Wouter, dankie dat jy jou oomblik met ons gedeel het en alles van die beste. Ek het lanklaas met jou gekuier, ons moet weer 'n slag doen. Jy kom te min Kaap toe, Isak. Ek wil net graag iets byvoeg en ek kan dit nie nalat nie. Jy weet, by die vorige geleentheid by Bredasdorp was Brian Eminis van Capital Sounds die aankondiger. En by hierdie geleentheid uit die aard van die saak ook. Ek meen, Brian Eminis is die stem van lugvaartkommentaar in Suid-Afrika. Ek dink hy's vir lugvaart wat wyle Bill McLaren en Gerard de Villiers vir rugby was. En in beide gevalle het Brian absoluut kalm gebly. Hy het die situasie ongelooflik goed bestuur. Ek het net bewondering vir hoe hy dit gedoen het. Hy het onmiddellik gevra as enige iemand video of materiaal of kamera materiaal het, foto's, bring dit asseblief, want burgerlugvaart gaan dit kan gebruik in die ondersoek. En
Hy het onmiddellik gefokus op die skare se welstand. Jy weet, ek kan nie 'n enkele ding wat hy in daai krisis oomblik met groot kalmte gedoen het, kan ek fouteer nie, en ek het net Ek is bly jy sê dit. ek het die absolute bewondering vir die vlieënier. Kaptein James O'Connell, hy het in my oë as 'n absolute held gesterf, maar net so ook vir Brian Emmenus wat die situasie absoluut fantasties hanteer het. Dankie Wouter, goed gaan met jou. Dankie Isak, hoop ek sien jou binnekort hier in die Kaap. George. Lekker bly. Wouter de Vos daar van die Kaap af met ons gesels en net hier na Kalikru. Nuuspot. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.